Is julle excited om terug te wees? Om terug te gaan? Mama, papa? Baie. Nee? Wie gaan na 'n volgende, ons het nie matrikulant hierdie jaar. Wie? Wie is matriek hierdie jaar? Sterkte aan al die matrieks wat môre hulle uitslaag kry. Ek sien net vir Dayton. Nee, jy is nie, ja, dis Roan, Sean, Dylan, Andries en Adrian, ek het die A reg, en Elrie, sterkte julle, ons wil hoop dit gaan goed, onthou het deur is 'n deur, al is dit 30% is deur. Dan, baie welkom by vandag. Goed, afkondigings. Ekskuus, die tegniese persoon vat net sy tyd nou. Wat? Okay, wag, ek het gewelkom. Okay, afkondigings. Nie daai afkondiging nie. Okay, backpacking basing is vandag. Dan, volgende Saterdag, dames, skop ons weer af met ons vroue in gebed. Wees 7:00 tot 8:00. Dames, dis regtig waar, is 'n uur praise and worship, ons bid saam. Op die kalender gaan jy sien, dis nou van, behalwe nou vir die maand, is dit elke maand, is dit die eerste Saterdag die maand. Okay, gaan dit wees? Dis maar net lekker dat ons saam kan koffie, saam kan bid, vir mekaar bid en praise and worship, so asseblief kom geniet dit saam met ons. Hierdie Saterdag is ek ongelukkig nie hier nie, want ek het 'n goedjie konsert, maar Leandra is daar. Lelani, gaan jy ook daar wees? Lelani is daar buite besig. Okay, maar julle asseblief kom. Dan volgende, die Valentynsmark is die 7de Februarie hier by die kerk, so asseblief julle, bring jou geldjie, bring jou maatjie, bring jou date, en dan kom spandeer jy dit hierso, as jy nie geweet het wat om te doen vir jou geliefde nie, die perfekte geleentheid. Ek meen, come on, jy kry kos, alles verniet, en nie verniet, nie lekker. Oh, net so, Dan, alles verniet. Was al nog iets wat ek wou gesê het, dan die kalender. Kyk, het julle gesien hoe mooi is die kalender, baie dankie Marilies vir dit. Dan julle, so ek het, daar tussen my sin het ons 'n bietjie boeboes gemaak op die kalender, maar dis klein, soos in mikroskopies klein boeboetjies. Dis net soos 'n prentjie wat op die verkeerde dag gesit is, so moenie worry nie, ons sal alle foute, wat regtig eintlik net die kerkraadsvergadering prentjie is, wat op 'n verkeerde Woensdag is, sal ons kommunikeer. As daar datum is wat ons verander of so, sal ons kommunikeer, so asseblief, moenie, ek vra baie jammer, dit was eers wat ek so ietsie aangedurf het, maar ek is nogals trots op myself. Dan wil ek net gou-gou die geleentheid gebruik maak, om net weer te sê, dankie julle, dat julle vir Stian die geleentheid gegee het om met verlof te gaan. Uit die 3000 verlofdae wat hy ophoop en weier om te vat. Julle, dit is soos 'n bekleier in my huis, ek kon sê, luister, kos gaan net bietjie weg. Nee. So, ek het vir Lelani gesê, die jaar moet sy hom bietjie dwing om van sy verlofdae te vat, want hy weier om verlof te vat. Maar dankie dat julle hom ook die geleentheid gegee het om bietjie met verlof te gaan. Hy het dit baie geniet, alhoewel hy nog steeds gewerk het. So, ek dink nie ek weet nie, maar baie dankie vir dit. Is daar iemand wat vir ons wil bid vandag? Afkondiging is nog nie klaar. Sorry, nee, okay, ja. Sorry. Weet jy? Ons sou sukkel hier voor die mense. As jy nog nie 'n kalender gekry het nie, asseblief wil jy nie net ook vir ons kyk of jou details reg is nie. Julle dit het te doen, julle weet ons is in 'n proses, ons het dit al afgekondig, ek het dit al in 'n preek ook al genoem, en goed, ons is besig om saam te smelt met NG Witpoortjie. As ons besig om met hierdie geleentheid of hierdie ding wat aan die gang is, dit beteken dat op 'n stadium kry elkeen van julle 'n geleentheid om te stem daarvoor. En so ons het nodig om te weet wie is hierso en wie is nie meer hier nie. Want ek gaan nou nie vir oom Pietie wat in die Kaap sit, wat al vir 4 jaar nie hier is nie, ek gaan nou nie vir hom 'n briefie stuur per pos nie. En so, asseblief, gaan kyk net of julle details reg is. Dis hoekom ons so lank gewag het met die kalenders. Want ons wil die sensus doen en dan sommer die kalenders ook uitdeel. So as jy nie jou kalender gekry het nie, as jy ook nog nie gesensus het nie, asseblief gaan kyk net of jou details daar reg is, dat ons weet jy is hierso. As jy dit nie doen nie, en ons gee nie vir jou 'n briefie nie, dan kan jy nie kom kla en sê, maar ek het nie die geleentheid gehad om te stem nie. Ons gaan net werk met die mense wat gesensus het. So asseblief, dis bitter nodig dat jy dit sal doen.
Want jy kan nou nie na die tyd kom sê, maar ek het nie 'n geleentheid gehad nie. As jy nuut is by ons gemeente, baie welkom. Wil jy net vir ons 'n nuwe intrekkingsvorm invul, dat ons ook jou kan op die stelsel sit en dat ons kan weet dat jy ook alles kry, al die kommunikasie nie. Met my verlof nou, laasweek het ek nou gehoor vanoggend daar was 'n boeboe wat ook gebeur het. Ons het, ek het 'n videoetjie gestuur om te sê, met die vakansie en alles het ons erg gesukkel. Julle kan vir my net vra, sy is hier so vandag. Het ons regtig gesukkel om 'n domie te kry om vir my af te los. En so toe daar van die kerkraad af 'n versoek, of nie versoek nie, het hulle idee gegee om witpoortjies saam met hulle die diens te hou. En so ons het dit op die kommunikasiegroep toe gesit, maar ek hoor daar was toe van die mense wat toe nog steeds hier opgedaag het die Sondag en toe was dit nou tjoepstil hierso. Maar ek hoor daar was 'n paar mense, so ek hoop julle het sommer saam Bybel gelees. Maar as jy nou hier opgedaag het en nie geweet het wat aangaan het, ekskuus daarvoor. Ons vra om verskoning daarvoor. Dan my heel laaste afkondigingkie wat ek het, is ek weet nou nie van julle nie, maar baie keer dan voel ek, soos ek probeer regtig, soos Jesus leef, en ek lees die Bybel, en ek hoor wat sê die Here vir ons, en ons is hier by die kerk saam, en ons lees die Bybel saam, maar baie keer is dit net regtig moeilik om dit te begin doen, nê. Of ek kry dit dalk reg, of ek weet nie van jou nie, maar ek kry dit reg vir 'n week, nê. En dan voel dit vir my, ons gaan net terug na die ou gewoontes toe, nê. En so ek wil jou graag uitnooi, as jy een van daai mense is, en jy soos, weet jy wat, ek wil regtig hierdie jaar, ons maak ons nuwejaarsvoornemens, en sê, hierdie jaar gaan ek my verhouding met die Here beter maak, en hierdie jaar gaan ek regtig sterk word in my geloof, en ek wil regtig begin lyk soos wat Jesus lyk, en leef soos wat Jesus leef. As dit jy is, wil ek jou uitnooi om saam met ons 'n journey te doen. Die reeks is die goeie en mooi God. So dis eintlik in Engels geskryf, the good and beautiful God, maar hulle het dit vertaal in Afrikaans ook, die goeie en mooi God. En ons gaan hierdie reeks, gaan ons so saam, op 'n Sondag aand, gaan ons so deur dit gaan. En so wat dit behels is ons lees 'n gedeelte vir die week, en daar is ons half goedjies wat ons oefen. En deur die week oefen ons en ons kom by mekaar en ons gesels 'n bietjie hoe dit gegaan, wat het gewerk, en ons is saam op hierdie journey dan, om regtig ons geloof en ons lewe meer soos Jesus in te lyk. So as jy belangstel daarin, asseblief wil jy nie vir my 'n persoonlike boodskap stuur nie. Ek wil net seker maak dat elke persoon of elke familie ten minste wat saam met ons op hierdie journey gaan, dat hulle 'n boek het wat hulle kan lees. En so asseblief, as jy dit wil doen, stuur vir my 'n boodskap persoonlik en sê jy stel belang of jou gesin stel belang, en dan gaan ek seker maak dat elkeen van ons wat deel is van dit gaan 'n boek kry wat ons dan kan deurlees en al die goed. Awesome, dit is al my afkondiging, so nou kan ons bid. En wat wil jy nou sê? Jy wil nou lelik wees. Ek wil sommer vir ons bid. Ek het gaan nie hierdie jare voorneme maak van ek wil gewig verloor en ek wil dit doen en ek wil dat doen nie. Ek gaan volgens 'n Bybelvers lewe en jy weet, en so kry ek al 'n oulike gesegde dingetjie wat Leo, wat is hy se naam? Whatever gesê het, en ek het op die vroue kommunikasiegroep ook gestuur. Louis Giglia. En ek het op die vroue kommunikasiegroep ook gestuur te sê, moenie vir die duiwel 'n sitplek by jou tafel gee nie. En ek het met 'n vriendin gepraat en ek sê, die duiwel gaan altyd 'n sitplek hê, ongeag. Hy gaan homself inwurm. Dis ons keuse of ons vir hom die geleentheid gaan gee om deel te wees van ons tafel. Om deel te wees van ons groei. Om deel te wees van ons pad. Dis ons keuse of ons dit gaan toelaat of nie. Maar jy ken mos die duiwel, hy sneek homself so in. Maar my wense of my my gebed vir julle is dat alhoewel die duiwel wel om insneek, dat jy gaan besef, maar God is groter as hy. God se teenwoordigheid by jou tafel is groter as syne. God se genade, se awesomeness, se presence, se alles is groter as die duiwel sinne. En jy moet dit net raak sien. En jy moet dit toelaat. En nie die wêreld nie, nie die duiwel nie. En die wêreldse geloof begin afsny en wegskuif.
En besef maar wat jy doen is nie Bybelgeloof, is wêreldse geloof. Wat jy vir jou kinders leer is Bybelse geloof en nie wêreldse geloof nie. Wat reg en verkeerd is, of Bybels of wêrelds. Daar's 'n baie deadline. So my begeerte of my wense vir julle is om God te sien, God se teenwoordigheid te sien. So kom ons bid saam. As jy sommer jou maatjies langs jou se hand wil vashou, kom ons doen dit, ons nou boeties en sissies. Moet jy hulle bout vas soos jy nie. That's weird. Pappa, weer eens het jy ons geseën om vandag hier te kan wees, Here. Pappa, jy seën ons met nog asem, jy seën ons met nog 'n dag, jy seën ons met reën, jy seën ons met so baie dinge waarvoor ons nie altyd dankie sê nie. Hierdie klein dingetjies is op die ou van dag die groot dinge. Pappa, wees met elkeen van ons wat hier sit vandag en dies wat nie hier is vandag, Here. Seën ons, lei ons, gee vir ons wysheid hoe ons môre gaan aandurf. Hoe ons die jaar gaan aandurf. Pappa, ons weet jou teenwoordigheid aan ons tafel is soveel groter as enigiets anders. Gee vir ons leiding om U te sien, om U te embrace, om al die ander onbelangrike dinge by ons tafel op sy te stoot en om U te sien, want U is die belangrikste. U sê dit duidelik in die woord, ons kort net vir jou. Here, ek vra dat U, wat ook al die plan is met ieder van ons, net, Here, bless ons. Of dit nou môre is dat ons laaste asem moet haal, Here, wat 'n blessing. Wat 'n blessing is dit dat ons weet dat ons na U toe gaan. Wat 'n blessing is dit om te weet ons gaan nie meer in hierdie wêreld kan sit waar die mense 'n grap van U maak. Here, gee vir ons ook die krag om die mense aan te spreek wat U naam so beswart en 'n grap van U naam maak, Here, want U is so groot. U is groter as enige ding daar buite. Here, ons is U kinders. Ons is joune. En as ons dit besef, kan niks ons seermaak. Dit kan niks ons aanraak, Here. Here, seën ook hierdie dag wat voor ons lê, seën vir Stean met die boodskap wat hy vir ons gaan gee, Here. Ons vra dit alles in U naam alleen. Amen. Sy, kom ons gaan nou lekker saam sing en spring, so asseblief al ons maatjies wat vandag hier by die kerk is. Sis. Is daar enigiemand wat verjaar vandag of in hierdie week verjaar het, of Andries wat jy gesê het daarso? Sorry, jy is nou herdoop. Al ons maatjies, asseblief kom vir ons vorentoe, ons gaan nou lekker saam sing en spring en die Here loof en prys, so asseblief kom vir ons vorentoe, as jy nie is, moenie worry nie, kom, hier's baie maatjies hierso voor. Jy gaan nie alleen wees nie, kom boetie, kom sussie. Sy, Lianne en Dunay het gesê, sy gaan saam kom dans vandag, saam met Carleen, hulle gaan ook saam kom dans vanoggend, en Lianne kom. Ja, hier is die ander. Sy, nee, kom, ek wil gesê, kom. Sy, julle, kyk al ons lekker maatjies wat ons het vanoggend. Kom ons staan, dan gaan ons lekker saam sing. Is lekker maklike liedjies. Die eerste een is Leifie. Dat ons die jaar lekker aan die gang kan kom. Kom ons staan en dan gaan ons lekker saam sing. Dis sy. Ek wil gou hoor as daar enigiemand wat vanoggend vir ons 'n getuienis het, iets wat dalk in die vakansie gebeur het of iets wat dalk in hierdie week gebeur het, iets wat dalk by die werk gebeur het of enigiets. So vir die mense wat dalk nie is by ons vanoggend, ons glo dat die Bybel sê vir ons dat ons moet getuig en deur te getuig bemoedig ons mekaar. En so as ek met 'n probleem sit en ek wonder of die Here hoor as ek bid. En jy kom en jy kon getuig iets waarvoor jy gebid het en die Here het dit gedoen.
dan bemoedig dit my om te sê, maar weet jy wat, die Here hoor ons as ons bid, en so ek moet net aanhou bid, ek moet net vertrou dat die Here ook my hoor, nee. En so is getuienis, is dit vir mekaar, is dat ons mekaar bemoedig, deur dit alles, en deur die lewe, so, Hansy, Moekie. Ora almal. Ek wil net getuig vanoggend hoe die Here my deurgedra het met Rian se afsterwe. Ons was met vakansie by die see en ons was 2 dae daar, hy het begin siek word. En ek het gedink, ag dit is maar net rugpyn of ietsie en ons pilletjies gegee en goed, dit het nie gehelp nie. En ja, noodpersoneel was in en uit gewees om ons te help hierdie nagte met sy siekte en wat hom oorgekom het en die laaste ruk wat hy verswak het, het ek magteloos gesit. Ek het nie geweet wat ek kan doen nie, want ek kan nie hoofweg bestuur af huis toe terug met hom nie, want hy is siek. En ek het met die Here beklei en ek het gevra, Here, hoekom hier? Ek probeer die reguit pad saam met jou loop. Maar dit is asof ek 'n teleurstelling kry. Maar soos die Here sê, hy sal vir my nie daai kruisie om te dra as ek dit nie kan gedra het nie. En die Here was so goed vir my dat hy engele op my pad gestuur het om dit vir my so maklik te gemaak het en moontlik dat alles so in plek geval het en mooi afgeloop het. En ek wil vir almal sê baie dankie vir almal se gebede en bystand. En ek weet Rian is op 'n beter plek. En ek is dankbaar vir almal van julle se liefde en omgee. En mag die Vader my lei om nog verdere voetspore te trap in hierdie kerk. Dankie julle. En ons dink ook aan jou, Moekie, in hierdie tyd, en soos wat ek al hoeveel keer vir jou gesê het, jy weet almal wat hier is vanoggend is ook hier vir jou, so asseblief, jy moet net uitreik. Is daar nog iemand wat vanoggend 'n getuienis het, nog iemand wat iets dalk wil deel? Dalk het jy 'n gebedsversoek, dalk wil jy, hey, weet jy wat, help my bid. Ek bid vir iets, ek dink aan klein Janetjie vir wie ons nou al lank bid, want ons hoor dit gaan goed en dan dit gaan nou op hierdie stadium gaan dit net goed, soos wat ons al gehoor het, maar is daar iemand dalk wat 'n gebedsversoek het vanoggend? Is julle rustig? Ons sê yes. OK, vir gesondheid daarso. Ons bid ook vir haar. Kom ons bid sommer ook so dan saam met mekaar. Here, u woord sê dat as daar enigiemand is wat siek is, dat hulle die ouderlinge moet laat kom en dat ons hulle salf en dat ons vir hulle sal bid, Here. En so kom hoor u ook, Here, die gebedsversoeke en selfs die wat nie eens gesê is nie. Ons hoor van siektes, Here, ons dink aan klein Janetjie, hier's 'n klomp mense, Here, wie se gesigte sommer so voor my opkom. Here, wanneer ek dink aan siektes en tye waardeur hulle gaan wat moeilik is, Here. En u is die God wat hoor in die eerste plek. U is die God wat omgee, u is die God wat saam met ons in ons moeilike tye sit. Ek dink aan Jesus wat by Magda, of saam met Magda hulle by Lazarus se graf sit en huil. Here, u ken ons hartseer, u ken ons pyn, u ken ons wanneer ons mismoedig is, Here. En u is saam met ons. En so my gebed, Here, in die eerste plek is dat u sal kom genees. Here, maar ons weet ook dat u nie altyd daai pad kies nie. En dat genesing nie altyd lyk soos wat ons dink dit moet lyk nie. Here, en so kom vir ons ook, Here, dat u by ons sal wees en dat u saam met ons sal stap en dat u saam met ons in hierdie tye sal wees wanneer die lewe swaar en moeilik raak. En dat ons sal weet, Here, soos wat daai mooi storie eintlik maar vertel, dat wanneer ons terugkyk en ons sien net een ry voetspore in die sand, Here, dat ons weet, dis nie wanneer u ons gelos het nie, maar dis u juis wanneer u ons gedra het in hierdie moeilike tye, in hierdie moeilike lewe. Here, en so kom bid ons ook vir elkeen, Here, wat in hierdie tyd en moeilike tye omgaan en wat siek is, Here, dat hulle sal genees en dat u by hulle sal wees. Ons bid dit al in die naam van Jesus Christus. Amen. Julle, ons lees vanoggend 1 Korintiërs 10. So as jy jou Bybel het, is jy welkom om so te blaai. En ek wil jou graag uitnooi om hierdie jaar, dat ons hierdie jaar werklik 'n jaar sal maak wat ons, of werklik 'n jaar sal wees wat ons erns maak om ons Bybel saam kerk toe te bring. En so asseblief, as jy jou Bybel het, kom saam en lees ons lekker saam uit ons Bybels uit. So ons gaan vanoggend saam met ons kinders, omdat ons backpack blessing is,
gaan ons saam met ons kinders lees vanoggend. So ek lees uit die Bybel @kinders. So as jy so 'n Bybeltjie het, dan weet jy, ek gaan saam met jou lees vanoggend. En so ons lees 1 Korintiërs 10 vers 31. Vir die wat dalk nie hulle Bybel gebring het nie, dit is daar so op die bord. En so ons gaan net gou die eerste versie lees, en dan wil ek gou vir julle eers 'n storie vertel, voordat ons verder gaan, okay? So kom ons lees gou. So, ek gaan nou hierdie een versie lees, en dan los jy jou Bybel daar, so ons gaan nou verder lees, maar dan wil ek julle eers 'n storie vertel. Waar is my vroukie? My vroukie, jy kan so lank hiernatoe kom. As jy dalk al net vir my kan roep. Sy gaan my help die storie vertel vanoggend, so ek het al net nodig. Okay, kom ons lees. 1 Korintiërs 10 vanaf vers 31. Dit sê die volgende, hy sê, onthou wat ek vir julle sê, lewe altyd so dat ander mense kan sien hoe belangrik God is. Ja, jy kan vir my slang voortoe. Hoe belangrik God is. Nou die 53, 83 vertaling, vertel vir ons, Matthew, kan julle vir my teruggaan? Matthew? Asseblief, mamma kom nou. Die 33 vertaling sê, dat wat ook al julle doen, of julle nou eet of slaap, of wat ook al julle doen, dat julle dit so sal doen, dat julle God eer, nee. En eer is 'n moeilike woord om te verstaan, so ek wil gou vir julle 'n storie vertel, wat eendag lang terug gebeur het, nee. Eendag lang terug, was daar 'n tannie, jy moet eers daar wees, jy moet nie eers jou koekies gaan koop, daar in die winkel, nee. Hierso. Sit dit net in jou sak, nee. Okay. Eendag baie lang terug, was daar 'n tannie, en sy was op die lughawe, nee. En die lughawe het vir haar gesê, ladies and gentlemen, the flights are being cancelled, nee. En sy hoor dat haar vliegtuig waar sy op hy gaan vlieg, is nou bietjie laat. En sy besluit toe, sy's nou klaar bietjie omgekrap, en sy besluit toe, weet jy wat, kom ons koop nou maar 'n pak koekies, en dan wag ons nou maar tot die vlug nou gaan gebeur, nee. En so sy wag toe nou, sy gaan sit toe nou daar eendag, of sy gaan sit toe nou daar so, en sy wag vir haar vlug om te gebeur. En so is die pak koekies daar so op die tafeltjie waar sy sit, maar sy sit toe nou langs 'n mooi handsome oom. Nee. Baie spiere. En sy besluit toe waar sy het nou niks om te doen nie, so sy gaan nou maar haar koekies eet. En sy vat toe nou 'n koekie en sy eet dit. En soos wat sy haar koekie nou lekker eet en geniet, nee, vat die oom toe ook nou 'n koekie. En hy eet hom ook toe nou. Lekker cheddar melt. En die tannie raak toe nou 'n bietjie kwaad, want joh, dis nou 'n bietjie ongeskik, nee. Wat sal jy doen as 'n maatjie kom en hy vat net jou koekies? Vertel my 'n bietjie, wat gaan julle doen? Gaan julle happy wees? Skus? Is dit waar jy koekies neergesit? Okay. Maar gaan jy happy wees as iemand net kom en hulle vat net jou goed en hulle vra nie? Nee, dis 'n bietjie ongeskik, nee. En so sy raak 'n bietjie ongekrap. En sy dogter, weet jy wat, dis dalk maar nou net een keer wat dit gebeur het, en sy vat toe vir haar nog 'n koekie. Lekker. Sy nog 'n koekie vat. Sy vat nou nog 'n koekie. En die oom besluit toe maar hy gaan ook nog 'n koekie vat. Lekker. Ek weet nie of julle al hierdie eet het nie, nee. Ek word nie gesponsor nie, maar Baker's mini cheddar. Baie lekker. En die tannie raak nou regtig nou kwaad. Sy is nou soos, joh, wat gaan sy nou vir die oom iets sê? Nee, want hoekom vat jy net my koekies? Vra my net 'n bietjie, dan sal ek dalk vir jou gee, maar moet dit nie net vat nie. En so sy raak nou 'n bietjie baie ongelukkig, en sy wys sommer toe, sy is nou ongelukkig toe sy nou nog 'n koekie vat. Maar die oom worry toe nie, en hy vat toe net nog 'n koekie. Hy koekie is baie lekker. En hy vat toe net nog 'n koekie. En so gebeur het julle dat daar nog net een koekie in die pakkie is. En die tannie is nou soos, nou gaan ek, as hierdie oom hierdie koekie gaan vat, dan gaan ek nou vir hom sê, nee. Dan gaan nou sy Levite vir hom voorlees, en dan gaan nou met hom kwaad wees, nee. En vraag het julle, vat die oom die laaste koekie, en hy breek het so mooi in 2, en hy gee vir haar nog die groter stukkie ook nog, en daar eet hy sy stukkie. En hierdie tannie besluit toe, nee, sy is nou so kwaad, nee, sy gaan nou vir die oom iets sê,
En toe op daai oomblik, toe kom daar 'n afkondiging van die lughawe. Ladies and gentlemen, the flight has arrived, you can go to the boarding gate. En sy soos, okay, nou kan sy vlug, en sy besluit en sy is nou sommer kwaad. Sy is sommer nou kwaad, sy gaan nou maar nou net gaan staan en sy gaan nou maar nou net daar gaan wees en toe sy so in die ry staan vir haar vlug nou om te begin, dat sy kan opklim, is sy nou sommer so kwaad, en sy dink nou aan hierdie oom, hierdie ongeskikte oom, wat nou die hele tyd so haarkoekies geëet het, nee. En sy krap toe nou so, kyk waar is haar boarding tickets, en sy krap toe in haar sak, en sy besef toe, maar hier is haar pak koekies wat sy gekoop het. En so dit was nooit haar koekies wat die oom geëet het, nie, sy het die oom se koekies geëet, sonder om te vra. En sy besef toe julle, dat baie keer, nee, weet ons nie, maar ons doen partykeer baie goedjies, nee. En dan dink ons en ons word kwaad, maar dit het niks eintlik, ons is eintlik die een wat verkeerd is. Nou julle, dit leer ons iets baie belangriks, wanneer dit kom by 1 Korintiërs 10, vers 31, nee. Want die Bybel leer ons dat alles wat ons doen, nee, as dit nou is dat ons ietsie eet, en is, of ons ietsie drink, die 33 vertaling, of die 83 vertaling sê so, nee, of julle nou eet, en of julle nou drink, wat ook al ons doen, moet ons in so 'n manier lewe, dat mense sien, dat ons is lief vir Jesus. En ek wil gou vir julle ietsie vertel, nee. Want ek dink ons kan hierdie versie, kan ons nou so nog 'n bietjie aanpas ook, nee. Om te sê, nie net alles wat ons doen nie, of julle nou iets drink of eet nie, maar selfs alles wat ons het, nee. Moet ons so gebruik, dat Jesus, in die einde van die dag, dat mense sal sien, ons is lief vir Jesus. En so, dit gaan nie net oor alles wat ons doen, of ons nou iets sê, of praat, of wat, want julle in die einde van die dag, nee, in die einde van die dag, is alles wat ons het, of dit nou is jou kar, of jou sleutels, of jou geld, of wat ook al dit is, nee, alles wat ons het, soos in hierdie storie, is nie ons en soos wat ons dink nie. Hierdie tannie het gedink, dis haar koekies, nee. Maar dit is nie haar koekies gewees nie, dit was die oom se koekies gewees. En so is dit met my en jou. Alles wat ons het, selfs daai lekker Kersfeesgeskenke wat julle nou net so nou die dag gekry het, nee, speel julle nog met dit? Of is dit nou al daai een kant, is klaar gebreek, nee. Dan sê, alles wat ons het, dis nooit ons nie, dis eintlik, help my gou, wie sin is dit? Dis die Here sin, dis Jesus sin, nee. En hy, soos wat hierdie oom was, is baie bly om dit met ons te deel, maar wat hy dan vir ons vra is, dat ons in so 'n manier sal lewe, dat mense sien, ons is lief vir Jesus. En so ek wil nou gou 'n bietjie met julle praat, want ons gaan nou die backpack blessing, ons het vir julle geskenkie, ons wil vir julle put en al hierdie goed, maar ek wil so 'n bietjie gou eers vir julle help hê, of julle hulp hê, nee. Ek het so 'n paar goedjies gebring vandag, nee. Want dit sê alles wat julle doen, ons gaan 'n bietjie verder hierdie week oor dit praat, nee, alles wat julle doen, of julle nou eet, of drink, alles, maar ek sê, ons moet dit bietjie verder vat, en sê, alles wat ons het, moet ons gebruik, om vir mense te wys, ons is lief vir Jesus. So ek het nou so 'n paar goedjies hierso, en ek wil hê julle moet nou saam met my dink, nee, kan ons dit gebruik, om vir mense te wys, ons is lief vir Jesus, of nie? So die eerste een wat ek het, is 'n hamer. Wie dink 'n hamer is 'n goeie ding? Iemand wat 'n spyker in die muur moet slaan, dink 'n hamer is 'n goeie ding, nee, ja. Maar dink julle ons kan 'n hamer gebruik, om vir mense te wys, ons is lief vir Jesus? Dink julle so? Ja, want party mense, hulle wil net nie hoor nie, so jy moet hom eers 'n bietjie slaan, en dan sê, hey, luister, nee, is dit wat ons moet doen? Is dit 'n mooi manier om die hamer te gebruik, om vir mense te wys, ons is lief vir Jesus? Of hulle eers te slaan met die hamer? Okay, maar julle het gesê, ons kan 'n hamer gebruik, so hoe kan ons 'n hamer gebruik vir mense? As ons werk vir die Here, maar hoe doen ons dit? Hoe help ons nou? Hoe help 'n hamer? Ja?
As hy, ek en jy dieselfde gedink, nê? Wat van as daar iemand is wat nie 'n huis het nie en jy gebruik jou hamer om vir hulle 'n huis te bou, nê? Dan het jy die hamer gebruik, nê, vir iets moois om vir mense te wys dat Jesus lief vir hulle. Nou ek het 'n ander een, ek het hierso 'n pyp. Dink julle ons kan 'n pyp gebruik om vir mense te wys dat ons lief vir Jesus? Hoe? Soos die hamer, dan slaan ons hulle. Hoe kan ons 'n pyp gebruik om vir mense te wys ons is lief vir Jesus? Wat? Pouk hulle. Ja, Stella. Ons gee vir hulle water, nê? Dalk bly hulle baie ver van water af. En hulle moet elke dag met so 'n klomp bakke water loop, nê? Dis swaar, het jy dit al gedra? Jo, dis baie swaar. En dan kan ons die pyp gebruik, nê? Ons kan dit so in die grond sit en sit ons die water daarin en alles. Ek het nou 'n moeilike een. 'n Gun. Ek het nie gedink ek gaan my regte gun saambring nie. En dit dog ek maar, hierdie is darm 'n gun. Nee, kom ons kyk of die bullets in is. Matthew, het jy bullets in? Nee. Anders kon ek iemand geskiet het. Dink julle ons kan 'n gun gebruik om vir iemand te wys ons lief vir Jesus? Nee. Wie dink ons kan? Ja? As jy vir my sê skiet hulle, dan moet ek en jy 'n bietjie gesels nou uit. Jy skiet 'n hart in die muur in. Ek dink dit is mooi. Maar net as daar iemand aan die ander kant van die muur, wat gaan hulle dink? Jy kan wat? Okay, ek gaan feel the love. Miguel, ek dink ek en jy moet na die tyd 'n bietjie gesels, né? As ons gaan koffie drink en ietsie eet dan ek en jy. Imagine jy loop daar in die wildtuin, né? Wie was al in die wildtuin? Ek like julle nie meer nie, ek wil gaan. Maar imagine jy is daar in die wildtuin, né? En jy loop so, en dan kom 'n leeu. En hy hardloop op jou af, né? Dan gaan jy wens jy het 'n gun, né? So tegnies kan jy 'n gun gebruik om vir mense te wys jy's lief vir hulle. Want as jy 'n leeu skiet, dan is jy soos, I love you buddy. Né? As nou nie iemand is wat jy love, dan skiet jy mis. Nee. Maar julle, die Bybel leer ons dat alles wat ons doen en sê en het en alles moet ons gebruik, dat ons vir mense sal wys dat Jesus is lief vir hulle. En soos wil vir julle net nou, gaan ons weer vir julle, soos laas jaar gaan ons vir julle pennesakkie gee, nee. Hier's 'n klomp goedjies hier binne, wat julle nodig het. En weet julle wat die hartseer is, baie keer, nee, dan sien ek sien daai twee van my, Matthew en Noah, julle, nog baie werk met hulle. Maar dan sal hulle teken, nee, dan teken hulle, kleer hulle in, lekker. En wat sal die ander een doen? Ek wil nou met daai selfde blou pen, wil ek ook inkleer. En dan vat hulle daai blou pen. En wat gebeur aan die einde van die dag? Nee? Hulle beklei. Dink julle dit wys vir ander mense ons is lief vir hulle? Nee. En so, hier's ons 'n paar goedjies hier binne-in, wat ons graag vir julle wil gee om te sê, hierdie jaar, wanneer jy daar by die skool is, dan alles wat jy doen, Bybel sê alles wat ons doen, alles wat ons het, moet ons gebruik om vir mense te wys, ons is lief vir hulle. Nou ek wil 'n bietjie kyk of julle kan onthou laas jaar wat ons gesê het, al hierdie goedjies beteken, né? En so 'n uitveer. Hoe dink julle kan ons 'n uitveer gebruik om vir mense te wys ons is lief vir hulle? Stella? Ja, wat se graad toe gaan jy? 2, ek dink jy moet matriek toe gaan, jy is super slim. Wat doen 'n uitveer, julle? Hy vee goed uit, né? As jy per ongeluk die verkeerde ding geskryf het, dan help hy uitveer jou om uit te vee, né? En so kan ons ook ander mense se foute vergewe. Die Bybel leer ons en sê ons moet ander mense se foute vergewe. As daai maatjie lelik is met jou, dan sê die Bybel, maar vergewe hulle. Moenie altyd kwaad bly vir hulle nie. 'n Potlood. Hoe dink julle kan ons 'n potlood gebruik? Behalwe nou vir die pouk, Miguel, ek gaan vir jou pouk. Gooi.
Okay, Miguel, ek dink ek moet huisbesoek gaan doen. Nee, behalwe gooi hulle en ja, ek gaan nou by jou wees. Skryf 'n mooi briefie, nee. Wat doen 'n potlood as hy skryf? Nee, yes, wat wil jy gesê het? Maak foute reg, nee, ja, help hulle. As hy, stel jy's te slim, ek gaan nou vir jou weer kans gee, okay. Maar ons kan vir iemand, dalk is daar 'n maatjie wat jy sien, is hartseer. Skryf vir hulle 'n mooi briefie. En sê, hy sien, ek sien jy is hartseer, is alles okay. Julle deur hierdie goed te doen, wys ons vir mense dat ons is lief vir hulle en God is lief vir hulle. Hierdie gedeelte wat ons gelees het in 1 Korintiërs 10 vers 31 gaan verder en Paulus gaan baie eintlik maar dieselfde sê as wat ons nou net gesê het, nê. As hy sê dat alles wat ons moet doen en of het, dat ons dit sal gebruik om vir mense te wys ons is lief vir hulle en ons is lief vir God, dan sê Paulus, hy gebruik voorbeelde as hy dan sê, daarom mag julle niks doen wat ander mense seer maak nie. Miguel? Daarom moet ons niks doen wat ander mense seer maak of skade aandoen nie. Moet hulle nie gooi met die potlood nie. Nee. Dit maak nie saak wie dit is nie, of hy 'n Christen is en of jy van hom hou of nie. Dit is presies wat ek doen. Ek dink nie net aan myself nie, maar probeer om goed te wees vir ander mense. Ek doen nie goed wat hulle irriteer of afsit nie. Daai is nou 'n storie, daai is nou 'n stukkie wat al die sissies nou gaan memoriseer. En dan vanmiddag gaan sê hulle vir hulle boeties, die Bybel sê jy moet my irriteer nie. Nee. Ek sien Angelie kyk vir haar boetie. Dan sê hy, nee. Ek doen nie goed wat ander irriteer of afsit nie, sodat hulle ook deur my optrede die Here kan leer ken. Julle, die einde daarvan is, hoekom doen ons dit? Doen ons dit want ons hoop Jesus gaan vir ons enige sweetie gee? Is dit hoekom ons dit doen? Ons gaan daarom 'n sweetie in vir julle. En hier's nog. Is dit hoekom ons dit doen? Is ons nice met mense want ons hoop hulle gaan vir ons 'n sweetie gee? Is ons nice met mense want ons hoop dat ons gaan eendag baie geld hê? Of dat die Here gaan vir ons lewe maklik maak? Of enige so iets? Is dit hoekom ons dit doen? Hoekom doen ons dit? Ja, want ons is lief vir God. Ja. Maar hopelik deur jy wat omgee, deur daai briefie wat jy dalk skryf, of daai oomblik wat jy dalk help, of dalk gebruik jy net 'n liniaal en 'n maatjie het 'n liniaal en jy sê, weet jy, ek het 2, my kerk het my een gegee, en ek het 1, so hier is vir jou 1. Deur net dit te doen, julle, dalk begin daai maatjie ook glo dat Jesus is lief vir hulle ook. Dalk deur net om te gee, net nice te wees, net mooi te wees met daai maatjie, dalk begin hulle ook weet dat Jesus gee om oor hulle ook. Jesus is net so lief vir hulle. Julle, want daar is baie maatjies by skole en julle weet dit nie dalk altyd nie, want ons steek dit baie goed weg, maar daar's baie keer maatjies wat baie seer het binne in hulle. Daar's maatjies wat partykeer baie moeilike lewens het. En selfs vir ons, daar by die werk. Ons baie keer weet ons nie, ek het dit al 'n paar keer gesien, op mense se status, wat hulle sê, wees net nice, want jy weet nie wat 'n persoon deur die dag deurgaan nie. Hoeveel keer was ons al by 'n teller, en dan is ons ongeskik, want ja, hierdie vrou is net so stadig, en sy maak net soveel foute, maar ons weet nie, dat sy dalk haar kind verloor. En sy moet hier by werk sit, want die werk wil nie eens vir haar afgee nie. En as sy nie werk nie, dan kry sy nie geld nie. En so sy wil eintlik by die huis wees, maar sy sit nou hierso, en werk maar. En dan omdat ons dalk nou bietjie geïrriteerd is, want sy werk dalk stadig, is ons ongeskik nou met haar. En so die Here sê, alles wat ons doen, hoe ons met maatjies speel, hoe ons
is by die skool, wat ook al ons doen, doen dit in so 'n manier, dat jy is dalk die rede, hoekom hulle eendag hemel toe gaan. Jy is dalk die rede dat hulle kan glo, dat Jesus is lief vir hulle ook. En so ek wil julle uitnooi om hierdie jaar, wat ook al julle doen, hier is ons nou 'n klomp goedjies hier in, en ek weet, van julle het nou al 'n klomp goedjies gekoop, so as jy hierdie goedjies wil vat, en jy wil dit dalk vir 'n maatjie gee, wat jy sien nie het nie, is dit ook okay. En so, wat ook al, as jy elke dag by die skool kom, en jy maak jou boeke oop, en jy kyk daarso, en jy sien al die goed, doen alles, onthou dit, alles wat ons doen, of ons nou pause het, en of ons nou werk, of wat ook al, alles wat ons doen, doen dit in so 'n manier, dat mense kan weet, dat Jesus is lief vir hulle. Is dit reg? Awesome, kom ek gaan al ons maatjies vorentoe nooi. As jy in die skool is hierdie jaar, dan wil ek jou graag vorentoe nooi om hier voor by ons te kom staan. En ek wil graag hê dat ons vir julle moet bid, vir die jaar wat voor lê. Geen nie om wat se skool of wat se graad jy is nie. Julle sal vorentoe kom. Hierdie maatjies wat hulle skoolklere aangetrek het, hulle kry sommer 'n ekstra sweetie. Ja. Sê. Hallo. As nie. Ons wil graag vir julle bid en vir julle sê sterkte vir hierdie jaar wat voor julle lê, en ons hoop regtig dat julle alles wat julle gaan doen, dat julle dit sal doen, sodat mense, die maatjies rondom julle sal sien, dat Jesus is lief vir hulle. Is dit reg? Great. Ek wil gou vra dat al ons mentors, al ons onderwysers, al julle ook vir ons vorentoe sal kom asseblief. Almal. Dat ons sommer hierso om ons kinders sal staan, en dat ons ook ons hande sommer op hulle kan lê, en dat ons ook vir hulle kan bid. Ons wil sommer vir die onderwysers ook bid. Ek is getroud met een van hulle. Hulle is baie keer die moeilikste. Ons Ja. Okay, as jy wil, jy sit daarso, en as jy wil, is jy meer welkom om jou hand uit te steek, om ook maar net saam met ons, hulle ook te seën, en te sê sterkte vir die jaar, so kom ons bid ook vir ons jong mense. Here, wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om vandag, met al hierdie wonderlike kinders te sien, wat U aan ons toevertrou het nie. Here, maar U gebruik juis jong kinders, U gebruik juis jong mense. As ons die Bybel lees, is meeste van daai mense wat ons van lees, soos Daniel, Dawid, en al daai mense wat ons van lees, Here, is dit jong mense wat U gebruik, wat U kragtig gebruik het, Here, en so wil U elkeen van hierdie jong mense ook gebruik in hierdie jaar. Here, U het hulle geroep, hulle is nie te jonk nie, U het hulle geroep om 'n verskil te gemaak daar buite, en ons wil vir hulle seën vanoggend, Here, en vra dat U hulle sal toevou, Here, en dat U hulle sal bewaar en beskerm, Here. Dat waar ook hulle sal wees, Here, dat mense na hulle kan kyk, groot, klein, oud, jonk, wie ook al, Here, na hulle lewe kan kyk en sê, ek sien vir Jesus binne in jou, en ek wil weet, ek wil hê dit wat jy het. En Here, mag ons kinders ook so, ons skole gaan verander, Here. Ons kan nie noodwendig in die skole inkom nie, ons kan nie noodwendig daar wees nie. Here, maar hulle is daar so, en mag hulle die mense wees wat die skole begin verander, die skole aan die brand steek vir U. Die mense sal wees, Here, wat herlewing sal laat begin in ons skole, Here, want ons skole het U nodig. So mag hierdie kinders, Here, en elkeen wat getuig dat hulle in Jesus glo, mag hulle die mense wees, Here, wat die verandering begin, nou, môre, Woensdag, wanneer ook al, Here, dat hulle die mense sal wees wat die veranderinge bring in ons skole wat ons nodig het. Ons bid dit als in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons het vir julle geskenkies, en soos ek, nee, nie vir jou nie.
Ons het vir julle geskenkie, so ek gaan nou vra, hierdie gaan nou 'n bietjie, ek gaan vra dat julle weer daai kant afstap, en dan kan julle sommer julle geskenkie daai kant kry, is dit reg so? Tannie Kobe gaan ons dit soms, kan ons dit manage. Okay, so ek wil vra dat julle sommer daai kant, hier is nog, geskenkie, vir wie kan ek dit gee? Okay, dan, soos wat julle daar afstamp, dan kan julle sommer daar 'n geskenkie kry, en mag julle regtig 'n lekker jaar hê, en mag julle dit wonderlik, nee, Simonei, ons maak nie, ons is, yes, nee, how's it? En mag ons dan ook so 'n verskil maak vir Jesus. Ons het vir julle nog 'n verrassing, as daai nou, as julle klaar daai gekry het, dan gaan ons nou afsluit met 'n laaste lied, en dan het ons vir julle nog 'n verrassing daar agter, okay? So julle moenie weggaan nie, ons het vir julle nog 'n verrassingkie daar agter. So kom ons staan, en ons kan die wat kollekte wil ingooi, is meer as welkom dit te doen, en kom ons staan, en gaan ons 'n laaste lied ook saam sing, en dan is daar lekker koffie en tee daar agter, so asseblief moenie wegraak nie. Daar's lekker koffie en tee daar agter, en daar's 'n lekker verrassing vir ons kinders. So asseblief, julle moenie wegraak nie. Julle moet bly vir julle verrassing. Awesome. Vang dan ook die seën. Mag julle ervaar die genade van God ons Vader, die liefde van sy Seun Jesus Christus. Mag julle ook ervaar die leiding van die Heilige Gees, dat hy in en deur ons sal werk, dat werklik alles wat ons doen en alles wat ons het, dat ons dit in so 'n manier sal doen en gebruik, dat mense sal weet dat Jesus is lief vir hulle. Amen.